wat hy bedien. En hy is hier saam met sy vrou en Jackie. So baie dankie aan julle. En wie is die besoeker wat julle saamgebring het ook? Trudy, skus, ek weet hulle het in die les ook jou gesê, Trudy, maar baie welkom vir jou ook. En hier is jy. Dankie Anton. Goeiemôre van my kant af van julle elkeen. Nou hulle sê jy kan 'n gehoor binne die eerste 30 sekondes van 'n preek verloor. So toe weet ek nou nie of ek julle 'n bietjie meer vertel van myself nie of of ek net wegval met die preek nie. Maar ek dink terwyl dit dalk om my senuwees te kalmeer, gaan ek my net so kort agtergrond oor myself gee. Ek het in 2018 afstudeer aan Helderberg College of gegradueer in daardie jaar, wat ek dit eerder so stel, is dieselfde tydperk ek dink wat Walter gegradueer het. En in Julie 2018 het ek saam met leraar Martinus Firstenberg as intern gedien vir 18 maande. Ek is 'n baie moeilike mens om mee te werk. So hulle moes my vir 18 maande saam met Martinus sit om my kalm en rustig en bedaard te kry. En ek het net hier om die draai gebly. En daar het ek, van daar af het ons Randfontein, Carletonville en Creersdorp bedien. En toe ek saam met leraar Rudolf Bason by Mountain View en Elofsdal. En ek het die voorreg om van 2021 af in Rustenburg te wees. En ons bedien daar die Lichtenburg en Rustenburg gemeentes. Nou, niks teenoor die stad nie, maar ek sê ek is weggesteek in Rustenburg. Ek is in my 5de jaar daar, ek hoop om nog 5 jaar daar te kan bly. Want dit is 'n lieflike omgewing. Maar ek is dankbaar om vandag by julle te kan wees, om julle te kan ontmoet en so 'n lekker vol kerk te sien. Ek dink net die banke kan nog voller wees. Maar die Here het gesê, of daar's iewers geskryf, dat aan die einde van die dae sal die mense self die kerke instroom. Nou hier's 'n paar gesiggies wat ek ken, so julle laat my gemaklik voel. En Esmerie, ek kan nie glo dis jou manne wat daar langs jou sit nie. Ja, maar laas toe ek op gesien was hy niks groter as 5 bakstene nie. En nou weet ek wie's die Jannie wat daar sit. Sy hartkleur het net baie verander voordat ek hom laas gesien het. Maar ja, ek hoop dat julle 'n aangename dag saam met my sal hê en dat ons hierdie teksgedeelte wat ons gelees het so 'n bietjie verder kan na kyk. En die titel is Ons is almal pelgrims hier. En weer eens is ek 'n groot voorstander van die feit om te glo dat die Heilige Gees 'n mens lei. Nou hierdie preek lê al van in Januarie af. Iewers tussen al my papiere. En nadat ek die Sabbatskool les gedoen het, toe besef ek eintlik hoekom die preek en die Sabbatskool les vir my bymekaar. Maar ons lees in 2 Korintiërs 5 vanaf vers 1 tot 10 en ek gaan nou graag die Nuwe Lewende Vertaling lees want toe ek net nou gelees het uit die 33 vertaling, dink ek het baie van julle moeilik gevolg. Dit sê ons weet dat wanneer ons aardse verblyf wat net 'n tentwoning is afgebreek word, ons 'n permanente blyplek by God het. 'n Huis wat nie met hande gebou is nie, maar wat vir altyd in die hemel bestaan. In hierdie tentwoning swoeg en kreun ons, want ons verlang daarna om ons hemelse woning te betrek. As ons tog maar net met klere aan en nie kaal nie voor God sal mag staan. Terwyl ons nog in ons aardse tentwoning bly, kry ons swaar en kreun ons omdat ons nie gestroop wil word
van ons aardse woning nie. Maar met die hemelse woning bekleed wil word, so sal wat sterflik is, verteer word deur die eintlike lewe. Hy wat ons hiervoor gereed gemaak het, is God. Hy het aan ons die deposito van die Gees as 'n waarborg gegee. Ons is dus altyd vol moed, omdat ons weet dat alhoewel ons nog in die liggaam woon, ons eintlike woning by die Here is. Want ons leef deur te glo en nie deur te sien nie. Ons hou moed, maar sou liewer uit die liggaam wil verhuis om by die Here te gaan woon. Ons streef in elk geval daarna, of ons nou ook al hier tuis is of nie, om hom tevrede te stel. Ons almal moet voor die regbank van Christus verskyn, sodat elkeen van ons kan ontvang volgens wat ons in ons aardse liggaam gedoen het, of dit goed en of dit sleg is. Nou ek het gesê, ons is almal pelgrims hier. En ek dink julle moes al dalk verskeie boodskappe rondom die pelgrim gehoor het. Maar wat is 'n pelgrim? Of 'n pelgrimsreis? Soos reeds gesê, is ons almal pelgrims in hierdie lewe. En die betekenis van 'n pelgrim is 'n persoon wat reis na 'n heilige plek om te aanbid. En as ek net daardie stukkie sê of vir julle deel of met julle deel en sê dit is 'n persoon wat reis na 'n heilige plek, waaraan dink julle onmiddellik? Wie het iets gesê? Ek het iets gehoor. Ek hou van aktiewe mense. Ek het onmiddellik gedink aan die moslems wat optrek na Mekka. Want hulle is pelgrims. Maar tog is u en ek ook pelgrims. En soos gesê, wat is 'n pelgrimstog dan? 'n Pelgrimstog is 'n reis. Dikwels na 'n onbekende of 'n vreemde plek, waar 'n persoon op soek gaan na nuwe of uitgebreide betekenis oor hulle self, oor ander, oor die natuur, of goed wat ons na 'n hoër ervaring neem. Hierdie pelgrimstog kan ons lei tot 'n persoonlike transformasie, waarna die pelgrim dan terugkeer na sy daaglikse lewe. In Psalm 127 skryf Salomo ook 'n pelgrimslied. Hy sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. Salomo gebruik die woordjie te vergeefs in vers 2. En hierdie woordjie te vergeefs
kan julle en my dalk nogal moedeloos maak. Want indien iemand iets probeer en daar geen merkbare en betekenisvolle uitkoms was nie, kan dit voel asof alles te vergeefs was. Die prediker is 'n somber persoonlikheid en hy vertel in grafiese detail hoeveel dinge hy probeer het om sin en betekenis in die lewe te vind, totdat hy sin en betekenis gevind het in die persoonlike verhouding met God. Net God kan betekenis aan die lewe en die lewe se dinge gee. Ek wil dit dalk herhaal. Net God kan betekenis aan die lewe en die lewe se dinge gee. Al werk die dinge en die lewe nie uit nie, bly elke ervaring 'n leerskool in en by God is niks te vergeefs nie. In Lukas 2 vers 24 en 35 vind ons die volgende skrifgedeelte. Toe het Simeon hulle geseën en vir Maria gesê: Hierdie kind sal deur baie in Israel verwerp word, tot hulle eie nadeel. Maar hy sal die grootste vreugde wees vir baie ander. So sal die diepste gedagtes van baie harte bekend word. Maar wat jou betref, daar sal 'n swaard deur jou siel gaan. God gebruik enige mens. En in hierdie geval gebruik hy 'n ou man met die naam van Simeon om egte waarde te lê in God se hand. In God se hart. So neem God vir Simeon in sy hand en hy gebruik hom om vir Maria van moeilike uitdagings te vertel wat in haar lewe sou kom. Simeon se gebed was herinnering dat net God betekenis aan jou lewe kan gee. Simeon bid vreugdevol tot God dat hy onbeskryflike vrede in sy lewe ervaar nadat hy Jesus in sy arms kon neem. Ons, u en ek, het soms lang gesprekke met mekaar en ander oor God. Dalk as ons vanmiddag hier klaar is en huis toe gaan en aan etenstafel sit, kan ons praat oor God en die dinge van God. Ons het selfs vanoggend gedurende die lesstudie gesprekke gehad of 'n gesprek gehad oor God. Die dinge van die lewe en dit wat met die lewe gepaard gaan. Waaroor gaan die lewe gepaard vir u en vir my? Elkeen van ons het sy eie stukkie uitdaging waarmee hy heidaglik soeg en vroeg. Maar ons praat oor dinge wat gepaard gaan van God en die lewe. En terwyl ons daaroor praat, dan sit soos daardie eerste môre
toe God die skepping en die skepping skeiding gemaak het tussen lig en duisternis, en daar ewe skielik 'n lig by ons opkom, en dat dinge oor die lewe, wat ook al dit mag wees, vir ons begin sin maak. Of dit die oudword proses is, of soos Jackie vanoggend lekker vir Trudy in die kar gesit en lag het, omdat sy gisteraand gesê het, my tieg is so seer. En ek vir haar gesê het, jy gaan my nie glo nie, maar myne is ook nou seer. En jy ewe skielik besef dat die verwering van die mens begin intree. En dat ons soms geliefdes moet afstaan aan die dood en ons daaroor begin redeneer en selfs vir God wil begin konfronteer oor hoekom hy iemand vir wie ek lief is, het my lewe kom wegvat het. En dan begin ons gesels oor God. En ons probeer sin maak oor hierdie dinge wat hartseer maak. En die lig kom op. Want God het gesê, of Jesus het gesê, hy is die lig. En ewe skielik besef ek dat alles wat sleg is wat in my lewe gebeur, die gevolg is van die duisternis. En dat Satan my uit God se hande wil ruk. Die Here moet volgens die skrywer van Psalm self aan die huis bou. Of terwyl aan u en aan my lewe begin werk. In vers 2 van 1 Kronieke 5 vind ons, in vers 2 en 4, vind ons die woorde sig in die ou vertaling. Ek wil net gou soontoe gaan. Dit sê, waardeur julle ook al gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet ter vergeefs geglo het, ek is by 1 Korintiërs, daar is die verkeerde een. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard. Nou Paulus gebruik om 2 redes, moontlike redes, die woordjie tent ook hierso. Hy kan heel moontlik verwys na die ou tabernakelstelsel wat op en afgeslaan moes word terwyl die Israeliete getrek het deur die woestyn. Of dit kan ook wees dat Paulus moontlik 'n tentmaker was van beroep. En daarom verwys hy moontlik na die tentwoning. Maar soos reeds gesê, vind ons in vers 2 en 4 die woord sug. Dit kan dui op 'n sterk uitdrukking van 'n las en moeisaamheid van die lewe. In ag genome met ander dele uit die evangelie, kan dit ook dui op die druk en moeite van 'n siekte wat op die skrywer se lewe teweeggebring is. Daardie kind se moeder sug tans. Want wat moet die mense nou dink?
Maar net so het die skrywer van 2 Korintiërs gesig, want hy het moeite ervaar. U en ek gaan deur hierdie lewe en ek dink eintlik gaan ons redelik gemaklik deur die lewe. Maar tog sug ons oor baie dinge. Maar vir Paulus was dit duidelik dat daar was iets wat nie lekker was nie. En ek wil net graag tot die groter agtergrond kom. Die diertjie wat by die veearts was dit 'n hond. So jy het op daardie oomblik gesug in jou lewe. Want die lewe was nie lekker nie maklik nie. So daar's baie dinge in die lewe wat kan maak dat u en ek die lewe as 'n las bevind. Vers 3 sê ons wil nie ontklee wees en naak voor God staan nie. Die Grieks druk dit baie mooier uit as in Afrikaans. Die vers wil eintlik vir ons sê dat ons met die wederkoms nie naak voor God sal staan nie, maar dat ons bekleed sal wees met sy geregtigheid. Daarom hoef ons nie bang te wees nie. Ten spyte van die swaar kry van hierdie lewe, kan ons altyd na God toe gaan. Weet julle wat is een woord waarmee ek nogal tot onlangs toe 'n redelike groot stryd gehad het? Het julle al ooit gehoor van die woordjie geloof? Nou geloof kan verskillende betekenisse hê. En as ek moet kyk na die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, of ons Adventiste se 3de engel boodskap van die lydsaamheid van die heiliges en die geloof, is daardie geloof en die geloof van die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, presies dieselfde betekenis. En daardie vrou het na Jesus toe gegaan in die hoop dat al raak sy net sy kleed aan, hy haar sal genees. Die tannie het vanoggend vertel van om Jesus se hande en voete te wees. Dink ek aan iemand wat dalk vanoggend net gebid het vir 'n stukkie brood in geloof. Maar nog nooit het ek gesien dat God brood uit die hemel gooi in hierdie tydperk van nou nie. En ek moes nou baie vinnig aan my woorde dink, want wat van die manna wat uit die hemel geval het? Maar het daardie manna geval uit die geloof van die volk? Of het God dit uit sy voorsienigheid gegee aan die mense? Janie het vanoggend gepraat van in die geloof het die Here hom al gehelp met sy kar. Wie van julle het al ooit voor die bonnet van 'n oop bonnet van 'n kar gestaan en in geloof gebid dat hierdie ding waarvan jy niks weet nie, tog nou maar net kan regkom? Ja, God is die skepper van die heelal. En vir hom is dit moontlik om dit reg te maak. Maar ek het besef dat die groter betekenis van geloof gaan daaroor dat God my nie noodwendig uit my omstandighede gaan wegvat nie.
ewe skielik hierdie kar se motor gaan regmaak nie, my finansiële omstandighede gaan wegvat nie, maar dat hy saam met my in my omstandighede is en my daardeur gaan help op watter maniere moontlik ook al hy kan. Hy kan self daai kar se engine regmaak of hy kan dalk 'n werktuigkundige oor my pad stuur wat sê ek het die probleem opgespoor. En weet jy wat? Dis nie so groot soos wat jy dink nie. Maar in geloof moet ons bly vashou aan God. Dan is daar daardie geloof en ek het gesê dat ons nie naak voor God sal staan nie. Groot kwessie. Regverdigmaking deur geloof en geloof alleen, Efesiërs 2 vers 8 en 9. En ek wil sê, daar is niks wat u en ek kan doen, wat ons saligheid vir die ewige lewe gaan gee nie. Want in daardie teksgedeelte sê dit ook baie duidelik, geregtigheid nie deur werke van jou of my nie. Maar beteken dit dat ek nie die werke moet doen nie? Jesus het die werk aan die kruis verrig, soos reeds vanoggend gesê, het hy my sonde las, my skuld afgeskryf. Daardie oomblik toe hy sterf aan die kruis. Maar wanneer ek sonde, dan is dit daar weer 'n kaching! En daar's 'n bedragie by. En ek besef, die Heilige Gees kla my aan, want dit is sy doel, dat ek moet om vergifnis vra en om bekering en kaching! Ewe skielik is ek weer regverdig, want Jesus het mos my skuld betaal en dis 0. En daarom hoef ek nie te vrees om kaal voor God te verskyn nie, maar dat ek bekleed sal wees met geregtigheid. Die gelowige is deur die geloof daarvan verseker dat daar iets beter is as hierdie aardse lewe. Ja, u en ek het hoop. Die gelowige het hoop. Deur die genade van God ontvang die mens 'n woonplek in die teenwoordigheid van God. Na jou en my fase van rus in die graf, wat ons ontvang op die dag van die wederkoms. Hierdie hoop is 'n ware, opregte hoop wat u en ek het. Ek vra baie keer vir mense die vraag, en ek gaan dit vir julle vra, moet net nie hardop antwoord nie. Hoekom wil jy in die hemel wees? Van die volgende is moontlike antwoorde. Daar's strate van goud. Ek het 'n mansion. Ek gaan nie siek word of oud word nie. Sorry. Jy wil om die verkeerde redes hemel toe gaan. Want ons ontvang deur die genade 'n woonplek in die teenwoordigheid van God. Wow.
Hoe kalm en rustig voel u waar u op hierdie oomblik net in hierdie aardse tentwoning van God sit? Het julle 'n mate van vrede en kalmte? Hoe gaan dit voel wanneer ons net in die hemelse heiligdom in God se teenwoordigheid staan? Vrede, kalmte, niks worries oor studieskuld, eksamenpunte, hoe gaan ek die einde van die maand oorleef nie? Nee, ons is in die teenwoordigheid van God en dit wag op ons almal wanneer die regverdiges gaan opstaan daardie dag met die wederkoms. Die mens ontvang 'n tuiste in die teenwoordigheid in die midde van God. 'n Plek van vrede, nie net 'n tydelike blyplek nie, maar 'n ewige woning. 'n Woning nie gemaak met mense hande nie, maar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, geskep deur God. Volmaak, uniek. Jesus het ons die versekering gegee dat daar in sy Vaderhuis baie wonings is. Hierdie blyplek is deur God self vir die mens toeberei. Hierdie wonings is bestem vir diegene wat God liefhet en hom gedien het uit gehoorsaamheid. Weereens, is 2 puntjies waarna ek graag wil raak. Soreta, ek dink daarvan is Erasmus, van Elofsdal gemeente. Ek het haar in Christo eendag besoek met 'n huisbesoek. En sy verwys na die vers waar Jesus sê, hy het vir ons gegaan om vir ons almal 'n woning voor te berei. En sy sê, weet jy, ek het al daaroor gewonder, as jy by iemand se huisie of sy blyplek verbyloop, en hy's nie daar nie. Gaan u en my blyplekkie dalk leeg wees? Ek hoop nie so nie. Maar die volgende punt wat ek wil maak, is te sê, hierdie wonings is bestem vir diegene wat God liefhet en hom gedien het uit gehoorsaamheid. Hoor julle waar plaas ek die klem? Ek vra altyd die vraag. En Esper, jy sal dit onthou van daardie tyd af. Janie, jou pa het altyd gesê, as ek 'n vraag vra en hy antwoord, dan sê ek, nee oom, jy's verkeerd, het hy later gesê, nee leraar, ons sê nie meer nie, jy gaan ons nou sê. Vra ek baie keer die vraag, gaan die onderhouding van die Sabbat jou red? Gaan die onderhouding van die 10 gebooie jou red? Nee. Ek doen dit uit liefde en gehoorsaamheid aan Christus, want dan word my geloof 'n werkende getuie van dit waarna ek glo. Ek glo dat Jesus Christus my gered het aan die kruis. Ek glo dat hy my sondes afgeskryf het. En omdat hy my gered het en my lief het, sê ek, Here, ek het u lief deur gehoorsaam te word aan u. Die ewige woning. Nie 'n tydelike pelgrimswoning nie. Nie 'n aardse tabernakel of 'n tent of 'n huisie van klei waarin ons lewende siele kan woon nie. Wonings en liggame wat vereer en agteruitgaan weens die verval van die mens deur sonde nie. Nee, liggame wat sug onder die swaar kry van lewe en omstandighede nie. Die dood sal alles van ons af ontneem. Naak het ons in hierdie wêreld ingekom, naak sal ons uit hierdie wêreld gaan.
is die woorde van Job in Job 1 vers 21. Ja, die dood sal ons ontbloot, maar God se genade sal diegene wat hom aangeneem het as saligmaker en verlosser met sy geregtigheid beklee. Deur die kleed van sy geregtigheid wat hy aan ons gebied het, op daardie oomblik wat hy aan die kruis gesterf het. Alhoewel God nou by ons is deur middel van die Heilige Gees, en ons het in Korintiërs gelees dat hy sê dat ons die Heilige Gees, hy praat van 'n onderpand, basies as 'n onderbaadjie ontvang het. Weet ons dat die Heilige Gees ook in ons midde is. Sal die mens met die opstanding totaal en al verander word deur God se regverdigheid en glorie. Indien ons deur die geloof leef en gekies het om God te dien, dan gaan ons deel uitmaak van diegene wat deur God gekies is, wat hy liefgehad het. Vraag: wanneer het God gekies om u lief te hê? Wanneer het God gekies om die mensdom lief te hê? Nog lank voordat die aarde bestaan het. Het hy gekies om almal lief te hê? So wanneer my naam nie gevind word in die boek van die lewe nie, is dit omdat ek pertinent die besluit geneem het en gesê het, dankie, maar nee dankie. Ek kies nie om u te dien nie. Ek kies nie om gehoorsaam te wees aan u nie. En letterlik vat ek die uitveer en ek vee my eie naampie uit. Omdat ek die keuse uitgeoefen het. Indien ons deur die geloof lewe, sal ons die dinge glo. Indien die mens nie glo nie, omdat hy nie sien nie, sal hy nie die ewige lewe ervaar nie. Een ding is egter seker, of jy glo, en of jy nie glo nie, ons gaan almal voor die regterstoel van God verskyn en geoordeel word. Elke siel wat deur die geloof leef, het gekies om God te dien. Hulle maak deel uit van diegene wat deur God gekies is en wat hy liefgehad het. Alhoewel God almal liefhet, kan net diegene gered word wat hom kies. Ek het 'n vraagie. Wat is die dood? En omdat ek baie keer met ouerige mense werk, beleef ek die volgende. Dood dryf vrees in ons. Dis regtig hoekom mense nie wil doodgaan nie. Want hulle het 'n vrees. Maar wanneer ons God aanneem, hoef ons nie die dood te sien soos wat die wêreld dit sien nie. Want ons het die versekering om vir ewig in God se teenwoordigheid te wees, eerder as vir ewig sonder hom te wees. En ek dink dis dalk net ook belangrik dat ek vir 'n oombliekie daar stil staan. Want dit is wat die ewige dood of die ewige hel beteken, is om vir ewig sonder God te wees. Want die dooies weet niks. Tetelestai is 'n Griekse woord wat Jesus geuiter het
aan die kruis. En dit is die woorde, dit is volbring. Die werkwoord teleo dui daarop om iets tot by sy bestemmende doel te bring of tot 'n afsluiting. Jesus het met sy kruisdood die mensdom tot 'n bestemmende doel gebring om die groot oorlog af te sluit. En te sê ek het oorwin. In die Nuwe Testament is dit gebruik om die afhandeling van 'n saak aan te dui. Dit het daarop gedui dat iets perfek voltooi is en die goddelike doel is daarmee bereik. God het dit volbring. Hy het sy doel met die mensdom bereik. U stap tans die pelgrimse pad. Het u die God wat hierdie doel bereik het, finaal aangeneem as u saligmaker en verlosser, en wag u met hoop op sy wederkoms. Tetelestai. Dit is volbring. Kom ons sluit ons oë vir 'n gebed. Here, dankie dat u vir Paulus gebruik het om aan ons hierdie stukkie in Korintiërs te deel, om ons te maak besef, ons is net reisigers in hierdie wêreld met sy uitdagings, en soms voel die lewe vir ons te vergeefs. Soms sug ons onder ons omstandighede. Maar Here, u het reeds die oorlog gewen. Dit is volbring. U het u doel met die mensdom bereik. Al wat u vir ons vra, is om u aan te neem as ons saligmaker en verlosser, en dien ooreenkomstig gehoorsaam te word aan u. Sodat wanneer ons voor die regterstoel verskyn, ons nie naak voor u sal staan nie, maar bekleed sal wees met u heilige kleed, die kleed van geregtigheid. Here, dankie dat u aan ons die keuse gebied het om u te kies. En ek glo dit is elke persoon wat nou hier sit, se keuse om u te kies, want dit is beslis myne. Amen.